Hoor wat sê God se woord. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. 2 Korintiërs 13 vers 13. Nou, ons ken hierdie gedeelte as 'n seën wat uitgespreek word oor die gemeente. Maar wil jy 'n bietjie dink aan hierdie skrif? Dan is dit so mooi, mag die genade van die Here Jesus, hy maak die pad oop na die Vader toe, en dan praat hy van God se liefde, want ons kom by die liefde van God, maar hy sê dan die gemeenskap. Die Engels gebruik die mooie woord fellowship, die kuier van die Heilige Gees met julle almal wees. So dit beteken, dit is nie altyd daar nie. As jy nie die genade van Jesus aanvaar en hom glo nie, dan beleef jy nie God se liefde nie. Jy beleef ook nie die fellowship, die kuier, die gemeenskap, die vriendskap, die vennootskap van die Heilige Gees nie. En as ons dit bid, dan bid ons dat die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal sal wees. Dan wil ek hê dat die Heilige Gees altyd by my moet wees. Nou, die Heilige Gees het gekom om Jesus te verheerlik, om ons te herinner wat hy ons geleer het. Hy het gekom om ons te lei in alle waarheid. Hy het gekom om die wêreld te oordeel van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy het gekom om te bevestig, ons is kind van God, om ons gees te verseël. Dis wat die Heilige Gees doen. Maar baie belangrik, dat hy saam met ons kuier. Nou dink 'n oomblik, as jy 'n vriend het, en jy nooi hom om by jou te kom eet, ons sê maar by jou te kom kuier, maar jy praat nie met hom nie. Jy sit die hele tyd daar op jou selfoon en scroll, kyk, en julle praat niks nie. Julle maak kos, maar julle praat niks nie. Gaan dit nie lekker kuier wees nie. Wanneer is dit lekker kuier? Wanneer ons kuier, wanneer ons praat, wanneer ons gesels. Nou sê baie mense vir my, maar hulle hoor nie die stem van die Here nie. Dis glad nie die waarheid nie. Jy hoor God. Nommer 1 moet jy glo en weet dat die Here elke dag praat. Hy is die heeltyd besig om te praat. Maar nommer 2 is dat jy hoor die Here. Die probleem kom in dat jy nie luister nie. Nou, jy kan hoor, maar luister beteken ek doen wat die Here sê. Ek gee aandag, ek reageer op dit wat die Here sê. En ek dink dis die groot probleem. Ons het nooit geleer om te luister nie. Hoeveel keer jy al gesê, jy sê ek net gevoel gehad, dis wat ek moet doen, en dan het ek dit nie gedoen nie, en dan as ek agterna, eintlik het ek hierdie gevoel gehad, ek moes dit doen, maar jy het nie geluister nie. Nou, ek sê nou daar vir iemand, jy al gevoel om iemand te bel, bel jy daai persoon, as jy 100% in kom, het dit al met jou gebeur, jy dink aan iemand, en die volgende oomblik bel daai persoon jou, op daai selfde dag, dit is amper verbasend. Het jy al net gevoel, ek moet hier links gaan, ek moet regs gaan, dis wat ek moet doen, en dan doen jy dit nie, dan besef jy eintlik jy het 'n fout gemaak, so jy het die Here gehoor, die Here bly, die Heilige Gees woon binne in jou, die Gees van God, die Gees van Jesus woon hier binne in jou, en hy is daar om jou te lei in alle waarheid, so met ander woorde, hy wil voor jou uitgaan, maar hy kan dit nie doen as jy nie luister nie. Nou, hy herinner ons wat Jesus gesê het, maar hy sal ook toekomstige dinge bekend maak. So, hoe my gevoel is, ek het 'n vriend, wat hier binne in my bly, 'n Heilige Gees, wat vir my gaan sê wat gaan gebeur. Hy sê vir my wat gaan gebeur, en ek kan vir julle baie voorbeelde vertel, wat ek net weet, dis wat gaan gebeur. Nou, baie keer praat die Heilige Gees, sê vir my wat gaan gebeur, dan het ek geloof nodig om te doen wat hy sê, en geloof te hê, en vas te hou aan dit wat hy gesê het. Ek hou vas daaraan. En dis so wonderlik, om te weet, mag die Heilige Gees by jou wees. Nou, wat vanmôre vir my uitstaan, hy sê, die genade van die Here, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. So jy kan kies, of jy gaan vriendskap hê, fellowship, gemeenskap, gaan kuier hê met die Heilige Gees. En ek sê weer, hy praat elke dag, maar luister jy elke dag? En ek wil hê jy moet dit begin oefen, want die Heilige Gees praat van die binne af, hier binne praat die Here. Baie keer lees ek 'n skrif, dan ervaar ek, dis vir my. Baie keer kom iemand gee 'n woord, dan weet ek, dis vir my. Baie keer sien ek goeders en ek weet, die Here praat nou met my. En ek wil jou aanmoedig, luister vir die Here. Dankie
Jy's 'n great blessing.